Imagine dit, die oggendson breek oor die see. Op die rotse sit daar 'n visserman. Sy nette is leeg, sy hoop is op. En net hier onder hom, waar daar 'n skuit met 'n klomp goed georganiseerde misdadigers verby. Alle bote is propvol gelaai met swart goud, seeperlemoen ter waarde van duisende rande. Die polisie, hulle is iewers, dalk. Die staat sien slaap en die kriminele lag. Welkom by Uitsregtig, die plek waar ons nie bang is om die waarheid te vertel. Al maak jy die skuldiges ongemaklik. As jy ons nog nie volg nie, of as jy nog nie gesubscribe het tot die kanaal nie, doen dit nou. Dan gaan jy nooit iets mis nie. Die onwettige perlemoenbedryf in Suid-Afrika het heeltemal ontplof. Dis deesdae 'n multi-miljard rand bedryf wat deur goed georganiseerde misdaadsyndikaate beheer word. Die syfers is regtig verstommend. In 2024 alleen is daar 'n geraamde 4000 ton perlemoen uit ons waters gestroop. Dit is etlike miljoene rande se waarde. As ons terugkyk, dan sal ons sien dat daar tussen 60 en 70% van alle perlemoen wat in Suid-Afrika uitgevoer word, onwettig was. Ons praat nie eers van die 190 miljoen individuele perlemoene wat gestroop is nie. En die skokkendste gedeelte, minder as 10% was wettig. Die res verdwyn in Asië. Daar word gedroogde perlemoen op die swartmark verkoop tot R7.500 per kilogram. Daai prys is so hoog dat 'n enkele duiker op een slag vir homself R100.000 in een duik kan maak. So dink vir jouself, dis geen wonder dat die arme mense daar langs die kus tot hierdie bedryf toetree nie. Maar moenie dink dit is een man operateurs nie. Hierdie is goed georganiseerde misdadiger syndikaate. Hierdie ouens is hoogs gesofistikeerd. Pierre de Villiers van Cape Nature beskryf hierdie groepe as 'n maffia-styl syndikaat wat buite die plaaslike en die internasionale markte teiken. Hulle stuur groot groepe duikers elke nag uit om 'n area te stroop. En binne 'n paar uur is daai stuk oseaan leeg. Maar die eerste is daai massiewe winste wat hulle maak, word nie net in motors en eiendomme geïnvesteer nie. Nee. Dit word gebruik om ander onwettige aktiwiteite te finansier, soos dwelmhandel en mensenhandel. In ruil vir perlemoen verskaf daai Asiatiese syndikaate die lokale mense met tik of amfetamien. En dit is ook weer 'n groot probleem in die kus en veral onder die jong, arme mense. En hierdie maffia is ook nie skaam vir geweld nie. Kom ons kyk 'n bietjie na die statistieke. In die Nelson Mandela Bay streek alleen is 157 mense in 2024 gearresteer. En 'n privaat sekuriteitsmaatskappy met die naam van Dark Water Ops het beslag gelê op 12 miljoen rand se duiktoeriste. In Alberton, Gauteng, honderde kilometer weg van die see af, het die valke op 'n onwettige perlemoenbedryf afgekom. 11 verdagtes is gevang. En die waarde van daai bedryf was 10 miljoen rand. In Thornton, hier in die Kaap, is 3 smokkelaars vasgetrek met amper 3500 vars perlemoene en amper 6000 gedroogde perlemoene. Die waarde 2,5 miljoen rand. 'n Verslag deur Traffic het 'n ongelooflike komplekse netwerk blootgelê wat oor die Sub-Sahara Afrika en die Oos-Asië streek strek. En wat daai mense help is swak beheer, korrupsie en ongelykheid. Lande soos Zambië, Zimbabwe, Mosambiek is verantwoordelik vir tot 93% van alle gedroogde perlemoen uitvoere. Zimbabwe is 'n groot deurgangsroete. In Junie 2024 is daar alleen 400 kilogram gedroogde perlemoen deur die Harare lughawe en dit was op pad China toe. Die departement van bosbou, visserye en omgewing probeer hulle bes om die perlemoen stropery te werk.
Hulle het nou selfs 'n nuwe operasie wat hulle noem Operation Pakisa. Hulle werk saam met die valke, die polisie en privaat sekuriteit. Tussen die 21ste en 22ste van Mei 2026, nou die dag, was daar groot konfiskasies in Simonstad, Grabouw, Westering in die Oos-Kaap en Saldanha. Duisende perlemoene is opgespoor, maar dit maak nie regtig 'n indruk op die probleem nie. Hierdie suksesse is letterlik net druppels in die emmer. Die trafficverslag wys dat daar net 'n klein hoeveelheid perlemoen wat gestroop word, herwin word. As gevolg van hierdie diefstal en stropery, het dit veroorsaak dat in die 25-26 seisoen gaan daar net 12 ton toegelaat word om wettig uit die oseaan gehaal te word. En dit gaan baie druk plaas op wettige vissermanne wat graag hulle eie geld wil verdien. En wat doen die regering? Hulle kan nie hulle mind opmaak nie. Hulle het onlangs 'n voorstel onttrek om gedroogde perlemoen onder die CITES 2 bylae te laat lys. Wat sou veroorsaak het dat daar baie minder handel internasionaal sou kon plaasvind. Hulle wil dit nou 'n bylae 3 maak, wat baie minder streng gaan wees. Ek voel terwyl die politici veg en stry oor die beste benadering, word ons see en ons kuslyne bloot net leeggesteel. Die gevolge hiervan gaan ons almal nog tref. Die perlemoenpopulasie het al met 90% oor hulle verspreidingsgebiede verminder. Selfs in beskermde gebiede is die populasie baie af, want hierdie skelms waarheen nie oor 'n beskermde gebied nie. En wat dit veroorsaak is natuurlik dat wettige perlemoenduikers minder werk in die kusgebiede gaan hê. Dit sal veroorsaak dat daar meer armoede in die omgewing is, en dit gaan gevegte met hierdie syndikaate uitlok. Die vraag wat elke belastingbetaler daarbuiten vandag moet vra is, solank as vir die staat miljarde aan spookwerkers betaal, en terwyl die perlemoenmafia die see leegsteel, hoe kan die polisie ooit wen? Hoe kan 'n enkele duiker bang wees dat hy gevang gaan word, aangesien die regering nie eers sy eie mense kan betaal nie? Die antwoord, hy is nie bang nie, en daarom gaan hy aanhou steel. Laat my in die comments weet wat julle dink van hierdie situasie, en of ons nog ons kuslyne kan red. Baie dankie dat jy gekyk het na IJsregtig, en moenie vergeet om te like, share, subscribe nie. Ons sien mekaar in die volgende video. Bly veilig.